There isn't just one kind of mom. Some are just beginning, holding a life they've only just met and already can't imagine letting go. Some are learning to release, watching small hands grow steady as steps are taken without them. Some sit and wait, in long lines, in quiet cars, watching, wondering, praying. Some carry questions they can't answer and hurts they can't fix. Some choose love, not by birth, but by open hands and an open door. And there's the mom who leans in close when the world feels heavy and just stays. And some get to watch it all begin again, seeing their love live on. Different stories, different seasons, same love. A love that reflects his. Sjoe, familie, is dit nie mooi nie? Nee. Al daai seisoene wat soveel van ons al deurgegaan het. En hierdie seisoene, as 'n mens begin, kyk dan lyk dit lekker, nê, om so 'n ou babietjie te hê. Die van julle wat al daai pad gestap het, nê. Mens wil net 'n ou babietjie hê en as jy daai ou babietjie kry, nê, dan weet jy nie wat om met daai ou babietjie te doen nie. Daai babietjie huil en daai babietjie wil goed hê wat jy nie altyd weet hoe om vir hulle te kan gee nie. Want jy moet self nog leer. En jy moet self nog deur al daai seisoene gaan. En vandag wil ek bietjie met ons gesels oor hierdie seisoene waardeur ons gaan. Hulle is nie altyd besaai net met rose en met blomme nie. Soveel van ons seisoene, soos ons oorgang na 'n ander een toe, is ook baie seer. Daar's baie onsekerheid, daar's seer kry, daar's challenges wat oor ons pad kom. En baie van hierdie challenges wat ek en jy beleef in ons seisoene, is baie keer as gevolg van ons eie toedoen. As gevolg van ons eie onperfekthede, wat hierdie goed laat veroorsaak in ons lewens. En ek wil net gou vanoggend sien, is die enigiemand wat perfek is? Die mans, ja natuurlik. Jacques, verseker en my pa, ja. So ons het definitief 2 perfekte mense hier vanoggend. Maar familie, nie een van ons is perfek nie. Elke liewe een van ons het goed waaraan ons moet werk en waarmee die Here ons moet help elke liewe dag. En ek wil vandag met jou praat oor die volgende woord. Kritiek. Sê vir die ou langs jou, kritiek. Nou, kritiek is nogal vir my 'n teerpuntjie in my lewe. Wie van julle is goed om dit te gee? O ja, ek kan baie lekker gee, maar vir wie is dit lekker om te ontvang? Niemand nie. En kritiek is nogal ietsie wat my ook nogal, ek sukkel met hom, om kritiek te ontvang. Maar om te gee, ek het altyd ietsie, maar om te ontvang, daai is die challenge. En dit is wat ek vandag met julle wil share vandag. Dat ons gesindheid teenoor kritiek moet positief wees. Dit moet gesond wees. En ek wil dit so noem, wanneer jy dink aan kritiek, moet jy dink aan die kuns van 'n harde vel en 'n sagte hart. 'n Harde vel, maar 'n sagte hart. En dit wys vir ons die manier hoe jy die kritiek moet ontvang. Dit is nie lekker nie. En baie van ons, ek dink meeste van ons, as ons dink aan kritiek, dan is die eerste ding waaraan jy dink is, as jy het 'n sagte velletjie, nê, 'n ou dinnetjie. Ons het almal 'n ou dun velletjie, so as iemand vir jou iets sê, dan is jy dadelik kwaad. Jy dink aan 10 redes wat jy vir hulle terug kan sê, en hoekom hulle verkeerd is, en ons het maklik, meeste van ons 'n sagte velletjie. En wat gebeur dan wanneer ons 'n sagte vel het? Wanneer jy 'n sagte vel het, dan begin jou hart harder word. En dan, wat sê 'n ou met 'n harde hart? As iemand vir jou kritiek gee, dan sal jy sê, ek wil nie hoor wat jy sê nie.
Ek gaan in elk geval nie verander nie, en ek hoef nie te verander nie. Dis wat 'n harde hart doen. Maar God vra van my en jou, hê 'n dik vel, 'n harde vel, maar 'n sagte hart. Want wanneer ons 'n harde vel het, dan kan ons hoor, joh, daai wat jy nou sê, is nie vir my lekker om te hoor nie. Dit maak my seer. Maar ek kies om in nederigheid te luister wat op jou hart is. Wat jy met my wil deel. Want ek weet op die einde van die dag wil jy my nie beledig nie, maar tog wil jy hê daar moet groei plaasvind. Of dit is in ons verhouding, of in my lewe, of in my as persoon, dat daar groei moet plaasvind. En al is dit nie vir my lekker nie, hoor ek dit, ek aanvaar dit, en dan sal ek groei in my lewe sien. Nou ek glo daarvan om op die kinders te wees, en een van my gunstelike goed om mee te speel, is klei, mense. Klei, lekker kleurvolle klei. En wanneer jy so met daai kleibolletjies speel, is dit wanneer ons dit kan vorm, né? Jy vorm hom in 'n mannetjie, jy kan hom vorm in enige iets wat jy wil. En om daai gesiggies te kan sien, wanneer hulle dit wel reg kry, is so special. Maar vandag wil ek jou challenge en sê, kom sit jou hart, jou sagte hart, kies weer vandag, om dit binne in ons Vader se hand te kom sit. En om toe te laat, om te sê, Here, kom vorm my hart. Kom vorm my soos U wil, sodat ek alles kan word, wat U oor my droom, en wat U oor my sê. Want as jy daai klei so hard geword het, kyk, jy kan niks met hom doen nie, jy kan iemand dalk lekker gooi, né? Maar verder as dit gaan jy niks met daai harde hart kan doen nie, jy kan hom nie meer vorm nie, jy kan hom in niks spesiaal maak nie, en party van ons se harte het al so hard geword, dat ons nie meer toelaat dat die Here ons vorm nie. Ons wil nie hoor nie, ons wil nie kritiek aanvaar van mense naby aan ons nie. Ons wil net doen wat ons voel is reg. Maar mense, ons moet kies om in die Here se hand te bly. Nou, baie van julle, ek dink meeste van julle, nê, met huise en met mense daarin, dis almal van ons, meeste van ons kan getuig, dat ons lewe in 'n anti-autoriteit tyd, né? Ons wil nie van mekaar hoor nie. Ek wil nie hê jy moet vir my sê nie. En ons sien dit baie, nê? Mans wil nie meer vir God luister nie. Ons vrouens, ons wil nie vir die mans luister nie, want ons weet ons beter. En die kinders, hulle wil nie vir die ma's luister nie. Kan ek 'n amen kry? Ja, ons kinders wil nie vir die ma's luister nie. Die honde, hulle wil nie vir die kinders luister nie. Nee, wag, ek dink daar maak ek 'n fout. Ek dink is net die honde wat luister in die huise vandag, nê. Hulle is baie gehoorsaam. Maar familie, ons sukkel met dit. Ons sukkel om kritiek te ontvang. Ons wil nie hê iemand met my teregwys nie. Maar die Bybel sê vir ons dat wanneer ons wil groei en wanneer ons wil verander in die mens wat God ons gemaak het, dan is kritiek deel daarvan. Dit is deel van ons proses om te groei. Ek wil teruggaan na 'n slide toe. Ek wil graag hier gesegde vir julle lees. Sal julle net vir my teruggaan soontoe. Dankie, hy sê, accept both compliments and criticism. It takes both sun and rain for a flower to grow. En ek dink dit is nogal iets waarmee ons sukkel. Ons wil net die lekker hê. Kyk, as iemand vir jou sê, jy's great. Kyk, daai voel so lekker. Daai sonnetjie wat so op jou bak, né? Dit is fantasties om dit te hoor. Maar daar is ook reën. Daar is ook kritiek wat ek en jy moet ontvang. En ons leer daarvan uit Spreuke. So ek wil jou uitnooi, as jy jou Bybel het vir oggend, maak vir my oop by Spreuke 1. Ons gaan sommer so lekker paartjies agter mekaar lees uit Spreuke uit. As jy nie jou Bybel het vir oggend, is jy so welkom om saam met my te volg op die skerm. So die eerste enetjie wat ons saam gaan lees vandag is Spreuke 1 vers 7. Dit sê die volgende: Kennis begin met eerbied vir die Here. Net dwaase
verag wysheid en dissipline. Nou familie, hier praat hy van, dat wanneer ek en jy besef, dat God ons hoër autoriteit is, dan respekteer ons hom. En ons kom met 'n hart wat nederig is en sê, Here, okay, ek sien uit u woord uit, u kom leer ons, hoe ons moet lewe. Wat's reg, wat is verkeerd, hoe moet ek verander? Maar ek kom met daai eerbied na u toe, en respek, en sê, Here, ek wil leer, kom wys my. En dan sê hy, net dwaase, verag wysheid en dissipline. Ek wil hê jy moet saam met my blaai na Spreuke 9, vers 8 tot 9. Hoor hoe mooi sê hy dit. Hy sê, moenie hom wat spot teregwys nie. Hy sal jou daarvoor haat. Wys iemand tereg wat wys is, en hy sal lief wees vir jou. Gee jou raad vir 'n wyse mens, en hy sal groter wysheid kry. Onderrig 'n regverdige, en sy kennis sal vermeerder. En dit is vir my so mooi, want hy kom sê vir ons, dat wanneer jy bitter is, vir teregwysing, en jou hart is nie oop daarvoor nie, dan gaan jy stagneer. Jy gaan net daar bly. Maar wanneer jy oop is om te leer, en 'n leerbare gees het, dan gaan jy meer wys word. Jy gaan groei, en jy gaan al hoe meer word, dit wat God wil hê jy moet wees. Volgende enetjie, Spreuke 10, vers 17. Dit sê, mense wat hulle laat reghelp, is op die pad na die lewe. Hulle sal teregwysing verwerp. Hulle wat teregwysing verwerp, laat ander verdwaal. So dit kom wys ons iets van 'n groot verantwoordelikheid wat ek en jy op ons skouers dra. Dat ek en jy, wanneer ons streef daarna om 'n lewe van wysheid te lewe, dat die Here sê ons is op die regte pad. Maar wanneer ons skop teen daai teregwysing, dan kan ons maak dat mense verdwaal en dat hulle 'n verkeerde pad volg en nie die doel lewe vir wat God het met hulle lewe nie. Spreuke 12, vers 1. Dit sê, iemand wat bereid is om reggehelp te word, leer graag. Dit is dom as iemand hom nie wil laat teregwys nie. Spreuke 13 vers 10. Hoor hierdie mooi woord. Selfvoldaanheid lei altyd tot rusies. Hulle wat na ander luister, het wysheid. En daai selfvoldaanheid, dis my so mooi woord, want hy praat van hoe ons elkeen, ons is vol van onsself, né? Wanneer iemand vir jou iets kom sê, is dit dadelik daai ding wat jy voel, ek hou nie van dit nie, ek wil nie dit hoor nie. Dis omdat ons vol is van onsself en jy wil nie toelaat dat iemand jou teregwys nie, want jy wil jouself verdedig. So dis hoekom hy hier sê dat selfvoldaanheid, dit lei altyd tot rusies. Nee, maar dan begin ons met mekaar beklei. Ons begin mekaar aanval. Maar hulle wat na ander luister, het wysheid. Spreuke 13 vers 18. Hy sê, hy wat hom nie wil laat reghelp nie, beland in armoede en vernedering. Hy wat 'n teregwysing ter harte neem, ontvang eer. En hier wys dit net vir ons, as ons weier om te luister, dan gaan daar gevolge wees. Dan gaan daar gevolge in ons lewens wees, as ons kies om nie kritiek te aanvaar nie. Spreuke 15. Kyk julle, ek wen vir Jacques met die skrifte, hoor. Spreuke 15, vers 31 tot 32. Dit sê, wie na kritiek luister, sal lewe. Jy sal tuis wees tussen mense met wysheid. Wie goed bedoelde raad ignoreer, doen skade aan homself. Iemand wat hom laat reghelp, ontwikkel sy insig. En daai is ook vir my so mooi. Dit sê, as jy kies om, om kritiek te ontvang in jou lewe, dit te aanvaar, dan sê dit, jy sal in gesprekke met mense wees wat wys is. Dit sal die mense bepaal wie jy toelaat in jou lewe en in die kringe rondom jou. Daai mense gaan jou gereeld challenge.
Hulle gaan jou accountable hou. En so jy het nou gesê jy wil werk aan hierdie, né? Hoe gaan dit nou met hierdie? Maar mense wat dwaas is en dit nie wil hê nie, jy verkies eintlik om in daai tipe geselskap te wees waar alles is net lekker. Kyk, almal love jou net soos jy is, jy kan niks verkeerd doen nie. En dan is 'n mens maklik in die geselskap van mense wat net soos jy is, wat jou nooit gaan challenge nie. En dis gevaarlik. Dan wil ek vir ons lees Spreuke 19 vers 20. Ons is amper klaar, julle hoor. Hy sê, luister na raad, wees bereid om tereggewys te word, sodat jy die res van jou lewe daardeur wysheid kan hê. En hierdie skrifgedeelte sê vir my, dat hierdie is 'n ongoing proses. Ek gaan nie net eendag opstaan, een kritiek van iemand, nou baie, jy weet wat nou baie kritiek vir my gee, dis hard, en ek gaan nie dit net vat, en nou is die res van my lewe, is ek reg nie. Ek moet aanhou om te groei, maar dan gaan elke keer 'n nuwe seisoen kom, 'n nuwe platform wat die Here jou toe wil vat. So jy moet aanhou om te groei, aanhou om daai kritiek te aanvaar. Ons laaste enetjie, Spreuke 27 vers 5 tot 6. 'n Openlike bestraffing is beter as liefde wat onsigbaar bly. Die wonde veroorsaak deur iemand wat lief is vir jou, is baie beter as die baie soene wat jou vyande jou wil gee. En dit bring my by die hoofgedagte van Spreuke. 'n Wyse mens hoor kritiek nie as 'n belediging nie. 'n Wyse mens sien dit as 'n uitnodiging om te groei, om meer te word wat God wil hê ons moet word. Maar Spreuke is duidelik, soos ons in al hierdie skrifgedeeltes lees, sê hy vir ons dat 'n ou wat net nie wil hoor nie, 'n ou wat nie wil luister nie, 'n ou wat nie kritiek wil aanvaar nie, is 'n dwaas. Nou vra jy van my, okay, ek sien wat jy sê, en ek dink ons kan elkeen erken, ons sukkel met hierdie. Ons sukkel met dit, om kritiek te aanvaar. Maar hoe kry ek dan wysheid? Hoe kan ek wysheid kry? Hoe kan ek wyser word? Die eerste manier waarop ons wysheid kan bekom, is deur ons verhouding met ons hemelse Vader, met God en sy woord. Want kyk, as jy daai Bybel oopslaan, hy kom nie met 'n draai nie. Hy sê reguit vir jou. Hy sê vir jou, hou op om hierdie te doen. As jy hierdie in jou lewe gaan doen of aanhou doen, dan gaan daar gevolge wees. Hy sê dit reguit vir ons. So God kom deur sy woord en hy kom waarsku ons. En die tweede manier, en hierdie is die moeilike enetjie, is deur mense. God gebruik mense om ons kritiek te gee. Nou, ek weet nie van julle nie, nê, maar in die Steenberghuis is ons twee verskillende mense, né? Ons het die een wat baie goed is met kritiek gee. Ek sê ek tweede in die lyn, sal ek sê. Goed met kritiek gee, en ek dink na Sky. So, Jacques is baie goed met kritiek. Hy kan vir jou sê waar jy moet werk, hoe jy gaan beter word. Ek is weer die een wat sukkel met dit. Ek hou nie daarvan om vir iemand so te sê nie. Want ek dink aan die ou se gevoel. So ek is daai ou wat so 'n bietjie met 'n draai kom. Nou ek gaan vir jou mooi sê, maar as dit by die kinders kom, julle, kyk hierso, dan kan jy kritiek begin gee. Dis baie makliker, maar die beste is, kyk hier by die tieners, ons girls wat nou hier by die tienerfase kom, jy moet hulle kritiek hoor. Kyk, hulle wen vir ons party daar, met wat jy beter kan doen as 'n ouer, en wat jy moet ophou doen. So dis eintlik fantasties, ek wens eintlik Sky het saam my gepreek hier vanoggend, dat sy ons kan kom leer. Maar familie, dit is 'n challenge, in elke liewe een van ons huise. Jy kry die twee verskillende mense. So, die een, as jy hom gaan kritiseer, of sê ek dink ons moet bietjie werk aan hierdie, dan kry jy die een wat fight, né? Wat gaan fight? Wie van julle is fighters? Hey, julle steek lekker hoog op, laat ons sien.
So ons het 'n paar fighters. En dan kry jy die ander ene. Daai's nou ek, nê, wat stil bly. Né? Daar's doodse stilte in die huis. Wie is die ouens wat stilstype kry? Ja, sê vir jou man of jou vrou hulle met hulle hand opsteek. So daai's gewoonlik ek. Maar die reaksie op kritiek, of jy nou die fighter is, en of jy die een is wat stilstype het, nie een van daai gaan dit oplos nie. En ek wil met julle 'n baie interessante artikel daaroor actually deel, wat hulle gedoen het op in die universiteit, wat hulle 'n klomp gesinne en huwelike gevat het, van 42 couples, né? En hulle almal is omtrent so hier by 12 jaar getroud. Toe het hulle nou 'n bietjie navorsing gaan doen, en hulle het gaan kyk, wanneer daar nou onopgeloste sake is, né? Daai ding wat elke keer opkom, maar nie een van ons is gereed om daai ding neer te lê nie, né? So ons fight oor hierdie ding, ons stem nie saam nie, en dan naderhand, dan vir die kinders onthalwe, of vir die vrede in die huis, dan los jy nou maar daai ou dingetjie, jy sluk nou maar jou trane, jy gaan aan asof daar niks fout is nie, né? Dan los ons daai ding. Hy bly onopgelos. Ek bly kwaad en ek dink ek wen. Okay? Jock bly kwaad en hy dink hy het gewen. Hy hoop ek luister. Ek dink dis seker maar die ding. Jy hoop nou nog ek luister. Ja. En 'n mens hoop dat die ander persoon sien wat jy sê en kom ons werk nou daaraan. Okay? En ek voel, weet jy wat? Hy's verkeerd. Hy's heeltemal verkeerd. Ek sien dit nie so nie, ek stem nie saam nie, en dan vir vredesonthaalwe, dan los ons daai ding. Net soos meeste van ons in ons huise en in ons huwelike en verhoudings doen. Ons los hom. Ons hoop hy gaan van self weggaan. Maar hy doen nie. En daai opname wat hulle gemaak het van daai gesinne en huwelike, het hulle opgetel dat in huwelike en verhoudings, waar daar so baie van hierdie onopgeloste klein goedjies, julle, nie groot fights nie, klein goedjies is, het daar soveel bitterheid in mense se harte begin vorm. Dat jy is lief vir jou man, maar kyk, as daai ding net weer bietjie surface, dan kom al daai ou goed, né? Hulle kom almal so uit, wat jy onthou. En weet jy, omdat jy daai gedoen het, en omdat jy dit gesê het, dan kan ons goed kritiseer, né? En die rede is, ek is onskuldig. Maar dis as gevolg van die klein teregwysingkies, wat ons allangs die pad besluit het om eerder net te los. Want die een van ons wil aanvaar, dat ek het actually goed om aan te werk nie. Ek het ook goed, wat nie mooi is nie. Goed wat besig is om ons huwelik, ons verhoudings met ons kinders, dalk by die werk, jou verhoudings, besig is om te beïnvloed. Want ons kies om daai ding te los. En hulle het bewys dat mense, wat goed net so los, fisies naderhand siek word. Dat het naderhand jou kinders begin beïnvloed. Die manier hoe hulle dink, die manier hoe hulle kyk na 'n verhouding, en dalk sê, o nee, ek dink ek wil ooit in 'n huwelik wees nie. As dit so moet wees, ek wil nie dit vir my hê nie. Dit beïnvloed die atmosfeer in jou huis. Kyk, ons het die eendag toe ek nou weer stilstyp by julle. Ek moet bieg. En ek en Jacques, ons ry in die bus. Maar ek kyk voor my, luister, ek kyk daai venster skoon, want ek gaan nie vir hom kyk nie. En ons ry, en ons is stil, baie stil, in die kar. En die kinders, ons dink hulle is nie baie slim nie, maar hulle weet, as iets nie lekker is nie. Kyk maar Josh, hy skuif so in die tussen ons. Hy sê, Sky, dis so het lyk as mens gechill is. So ons was baie gechill daai dag. Maar nou wil ek vir jou sê, so dit het 'n effek. Ons kinders sien dit. Ons dink partykeer, ons steek dit goed weg. Ons verklein nie voor hulle nie. Maar ons kinders weet, as goedjies nie lekker is nie. So kom ons begin werk daaraan, familie. Ons los nie daai goed onopgelos nie. Ons begin werk daaraan. En wanneer ek dink aan hoe werk ek aan dit, né?
Dan dink ek aan oefen. Ja, wie van julle oefen nou in die winter? Dat ek net sien, julle is heilige mense, hoor. Julle is hoogs heilige mense. Nou, ek het weer so 'n bietjie begin spring. Ek hou baie van spring, ek doen bounty. Ek geniet dit ongelooflik baie. Maar die laaste tyd ek min gaan spring. En nou dat ek weer in dit moet inkom, nê? Laat dit my baie dink aan kritiek aanvaar. Jy kan sê, yes, ek gaan nou begin oefen. Ek maak hy besluit. Maar dan moet jy dit actually begin doen. Né? En ek dink soveel van ons maak daai besluit en sê, ek wil groei en ek wil begin werk aan myself. Ek wil leer hoe om te luister, 'n dikker vel, harder vel, sagte hart hê. So ek wil leer om daai te aanvaar. Sodat ek kan groei. Want dit gaan nie net oor my nie. Dit gaan oor ons verhoudings en alles gaan verbeter wanneer ek groei. So dan moet ek dit begin oefen. Want soos ons gelees het daar in Spreuke 13 vers 10 van die selfvoldaanheid, nê? Wat sê ons is so vol van onsself. En ons is hardkoppig, nê? Ons hou daarvan om hardkoppig te wees en te staan vir wat jy voor staan. Maar die Bybel sê vir ons familie dat as jy so vashou aan daai, dit gaan 'n fight wees. Want die vyand kom ook en hy wil nie jy moet groei nie. Hy sal alles in sy mag doen om jou te hou op dieselfde plek vir 100 jaar. Want hy wil nie jou verhoudings moet floreer nie. Hy wil nie jy moet gelukkig wees nie. Hy wil nie dat jy as 'n ouerpaar jou kinders iets moet wys wat God se plan was nie. Hy wil nie jy moet dit doen nie. Hy wil nie jy moet vir hulle wys wat is dit om te lewe met passion. Wat is dit om die Here voluit te kan dien, al gaan ek deur moeilike goed. Hy wil dit nie hê nie. En daarom gebruik hy daai sondige natuur binne in elkeen van ons, wat ons het. En hy kom sê vir jou, weet jy wat? Daai gaan moeilik wees. Jy gaan moet verneder word, en jy gaan verloor in hierdie fight. En nie een van ons wil dit doen nie. Maar die woord van God kom wys dit so mooi. Hy sê, dat wanneer ons kies, om daai te kom neerlê, die eie ek, die eie self, dan kan God bly vorm in ons harte. Hy kan bly vorm aan ons verhoudings, aan ons huwelik, ons verhouding met ons kinders. En dan familie, sal ons die vrug daarvan in ons lewens sien. 1 Korintiërs 13. Ons almal ken daai een baie mooi, nê? Al die mooi gedeeltes. En dan stop hy by die een sinnetjie wat ek met julle wil deel vanoggend en sê, die liefde is nie lig geraak nie. En ek dink baie van ons, veral as dit iemand naby aan jou is, nê? En hulle kom sê vir jou, daai ding, jy doen daai ding en ek hou nie van dit nie. Jy sê daai, en dit maak my seer. En dan wil ons kwaad word, ons wil daardig begin verdedig. Maar die Korintiërs sê vir ons, liefde is nie lig geraak nie. Ons moet almal leer om te veg teen daai vleeslike gevoel wat ons kry en sê, weet jy wat? Ek hoor wat jy sê. En ek moet werk daaraan. Ons moet vir mekaar kan sê, ek moet werk daaraan. En help my daarmee. En mag ons huise hê, waar dit weer veilige spasie word, familie. Waar ons die waarheid in liefde met mekaar kan deel. Want as dit hierdie onveilige spasie is, wat ek net so bang is, ek sê dalk iets wat jou kwaad maak, of ek voel ek kan nie my hart met jou deel nie, dan kan dit nie gesond wees nie. Dit moet 'n veilige plek wees, waar jou kinders, waar jy met jou man en vrou kan deel en sê, hoor hierso, hierdie ding pla my. Kan ons asseblief werk daaraan? En sê vir my, waaraan moet ek werk? Laat dit nou albei kante toe kom, en selfs jou kinders, maak dit 'n veilige plek, jou huis, 'n kultuur van, hier kan ons die waarheid praat, maar ons doen dit in liefde. Ek wil afsluit met die volgende gedagte, en ek wil jy moet jou oë sluit, vir 'n oomblik. Ek wil jy moet dink aan Jesus. Hy wat as 'n mens aarde toe gekom het vir elke liewe een van ons. Hy was mens,
net soos ek en jy. Maar tog was hy so perfek gewees. Hy was die perfekte mens gewees. Maar hoe het hy na die aarde toe gekom met soveel nederigheid? Hy het gekom met 'n sagte hart. 'n Hart wat bereid is om te luister. Toe hy jonk was na sy ouers, na sy disippels, na sy Vader. En hy het gekom met 'n nederige hart wat gesê het, Vader, nie my wil nie, maar U wil in my lewe. En ek weet nie waar jy vandag is nie. Wie die stemme is wat al kritiek na jou kan toe bring in jou alledaagse lewe. Miskien is dit by die werk. Miskien is dit jou man, miskien is dit jou vrou. Miskien is dit jou ouers. Miskien is dit familielede. En mense kyk na jou en hulle bring vir jou soveel kritiek, dat jy besig is om hierdie sagte vel te hê, wat jou hart begin beïnvloed. Wat jou hart kliphard gemaak het. En dat jy nie eers meer bruikbaar is vir God, of om toelaat om jou te bou en te vorm soos daai klein nie, dit het kliphard geword. Maar vanoggend, kyk ons na Jesus. En al het mense wat vir hom gesê, wat aan hom gedoen, was hy ons voorbeeld. Hy het 'n sagte hart gehad, wat sê, Here, vergewe hulle. Sondaars het ek lief, al kies hulle my nog nie. Het ek gekom en ek het my lewe daarvoor kom gee. En vandag kom ons voor ons Vader en ons sê, Here, gee vir my die gees van onderskeid, vir die kritiek wat my kant toe kom, Here, dat ek sal aanvaar wat van U af is. Here, maar dat ek sal pas op vir die vyand wat my wil waardeloos laat voel, en wat verhoudings net verder wil breek. Here, want U wil hê, ons moet 'n lewe leef, naby aan U, en naby aan die mense. So ek wil jou vra vanoggend, familie, miskien is dit jy vandag. Miskien het jou hart kliphard al geword, as gevolg van goed wat mense vir jou gesê het. Of miskien in jou verhouding met die Here, waar hy wil goed verander in jou lewe, en waar hy jou wil vat na 'n volgende seisoen, maar jy hou so vas aan dit wat jy ken, dat jy nie bereid is om hom te vertrou nie. Dan wil ek vir jou vra vanoggend, daai ding, daai persoon, daai mens, wat jou terughou, wat jou hart hard gemaak het, wil ek hê jy moet vanoggend voor die Here bring. En sê, Here, hier is my hart. Hier is my seer. Hier is my teleurstelling, Here. En ek kies vandag om my hart weer in U hande te kom sit. Here, ek kies vandag om my harde hart weer vir U te gee en sê, Here, kom haal dit uit. Alles in my lewe, Here, wat nie van U af is nie, kom haal dit uit. Here, en gee vir my, soos dit sê in Esegiel, gee vir my weer 'n heart of flesh. 'n sagte hart, Here Jesus, wat vir U bruikbaar is, wat mense se lewens kan aanraak. 'n Hart, Here, waardeur U liefde kan vloei na my huisgesin, na my mense. Here, en dat wanneer mense na ons kyk, dat mense sal sien, daar's iets anders aan jou. Tog kry jy kritiek, tog kry jy aanvalle van die vyand, maar steeds bly jy staande. Steeds skyn jy soos 'n lig in hierdie donker wêreld. Wat is dit wat anders is aan jou? En dan sal ons getuig, Here, van 'n harde vel en 'n sagte hart, wat ons deur U wysheid ontvang.
Here, ek bid vir elke persoon hier vandag, elke huisgesin, elke familie, elke verhouding. Here, waar dit dalk hard geword het, Here, waar ons mekaar aanval. Here, en waar ons self so vol van onsself is, dat ons nie bereid is om te sê, ek's jammer nie. Waar ek nie bereid is om dit neer te lê en te sê, wat is die beste vir ons nie. Bid ek, Here, dat U elkeen van ons harte weer sal kom aanraak. Weer sal kom sag en sensitief maak. Here, en dat wanneer ons kritiseer, wanneer ons iets sien, in ons gesin, in ons huis, dat ons dit met soveel liefde en deernis sal oordra. Want op die ou einde van die dag, Here, wil ons bou, ons wil ons verhoudings bou, ons wil dit nie breek nie. Maar ons het U wysheid daarvoor nodig. Help ons Heilige Gees, om so te lewe, soos wat U vir ons kom wys het. Ons bid dat dit so sal wees, en ons almal sê saam, in Jesus naam, Amen.